Ken julle dalk die Moe-vallei? Weet julle dalk wie daar so bly? Thuis in sy moe-huisie, daar is hy. 'n vriend soos min en 'n held daarby. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier? Vernader skyf vir 'n avontuur. Wie laat ons kraai van pure plesier? Vir 'n storie van sy nuutste gier. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Met 'n vergrootglas sien jy die mooiste goed en dis alles in die natuur om ons. En daar's so baie verskillende soorte. So baie dat ons hulle nooit almal sal kan sien nie. Verskoon tog. Jammer dat ek pla, maar kan ek iets vra? Maar natuurlik kan u. Is ek reg dat dit die eensame berge moet wees wat daar aan die ander kant lê? Ja, dis heeltemal reg. Stap net reguit soontoe, jy kan hulle nie mis nie. Ja, kan seker nie. Mag ek vra wat dit is waarna jy so aandagtig staan en kyk? Ons kyk na 'n blom. 'n Blom? Dis reg, Floribunda gloriosa. Nou toe, dis interessant. 'n Blom, né? Nou toe nou. Hier kom sy nou. Ag, jammer dat ek laat is, julle. Hallo? Nou, het klink vir my of die snaakse man nog nooit in sy lewe blomme gesien het nie. Of na hulle gekyk het nie. Ek het die gevoel gekry dat iets in die eensame berge vir hom baie belangrik was. Ek wonder wat dit kon wees. Ek ook. Het jy al 'n plek gekry waar jy 'n nuwe tuin wil maak, dokter? Nee, ek soek maar nog. 'n Nuwe tuindokter. Dis reg. Het ek nog nie vir jou vertel daarvan nie? Nee, jy het nog nie. Maar het lyk of Moe al weet. Ja, sy weet al. Jy sien my tuin raak nou hopeloos te klein. Ek moet nog een maak. Ryk lekker, mamma. Die probleem is net dat dit nie so maklik is om 'n plek te kry wat net reg is nie. Dit moet natuurlik 'n groot stuk grond wees en die grond moet ryk en vrugbaar wees. Dit behoort nie te moeilik te wees nie. Hier is mos nog baie grond hier by ons rond. Ja, maar dit kan nie te ver van my huis af wees nie, aan die suidelike hang van die berg met baie water. Ek sien ja. Ja, dit kan dalk 'n bietjie moeilik wees, né? Wat op aarde dink julle doen daai man daar? Ag, ekskuus tog. Waarna soek meneer daar? Nee, kyk nou iets. Nou wat? Na die rots. Ek wil graag uitvind presies hoe oud dit is. Daarom moet ek dit so klein bietjie wegkap. Weet jy nou al hoe oud dit is? Ja, dit kom uit die vloedtydperk uit. Sjoe, meneer, so waar? Ja, is nie so baie oud nie. Dit is so tussen 1.700.000 en 10 miljoen jaar oud. Klink vir my verskriklik oud. Nee, wat is nie so oud nie. Maar jy moet my nou verskoon. Dis vir my baie lekker om met jou te gesels, maar ek moet nou regtig aangaan met my prospekteerdery. Nou, ekskuus tog, jammer dat ek geplaat. Toe maar wat, jy hoef nie vir my om verskoning te vra nie. Ek wonder, kan julle dalk vir my sê waar ek hier naby iewers slaapplek kan kry? Meneer sal moet terug aan Moe-vallei toe vir slaapplek. Terug aan Moe-vallei toe. Maar hoe weet jy in elk geval dat ek van Moe-vallei se kant af gekom het? Ons het mekaar al gesien. U was so verbaas omdat ons na die blomme gekyk het. Hoe nou? Oor die blomme, ja, dis reg. Ja, nou onthou ek. Het ek verbaas gelyk oor die blomme? Ja, meneer het vir ons gelag ook. Dit was vir my nogal snaaks. Jy sien, ek is 'n prospekteerder. Ek soek na goud. So waar het meneer Goud hier by ons gekry? Nee, is jammer, maar ek het nie. Maar 'n man skop nie goud agter elke ou klippie uit nie. Jy moet baie klippe kap. Jy moet oral soek voor jy iets kry. Is dit waarom dit vir u snaaks was dat ons na blomme gekyk het? Ja, ek moet sê vir my is so iets baie ongewoon. Blomme kyk mos tyd. As jy goud soek, ja. Kan ek nie maar vra of jy al ooit goud gevind het iewerste? Maar natuurlik baie. Ek wil ook eendag 'n prospekteerder gaan word. Ai, Hoe lyk dit vir my asof jy ook baie van goud hou? natuurlik. Ek moet sê, ek het net so lief vir goed wat blink. Ja, vir my is niks mooier as 'n rots wat blink van die goud nie. Wat maak 'n mens met 'n simpel blom? Ek moet sê, ek is absoluut verstom. Verstaan ek reg dat 'n mens goud hier in die Moe-vallei sal kan kry? Nee, wat daarvan kan jy vergeet. Dis daarom jammer. Ek het regtig gehoop ons het goud hier. Ja, dit is jammer.
Ja, maar my seun het dan vroeër vir my gesê dat jy baie geïnteresseerd is in die rotse hier by ons. Ek was, ja, dis hoekom ek hier kom soek het, maar hier is absoluut niks. Ek verstaan, ja. En nou, waar gaan jy nou soek? Nou, ek gaan verder aan soek, in die omgewing van die eensame berge. Waar ek presies gaan prospekteer, u moet my regtig verskoon. Ek verkies om nie te sê nie. Maar natuurlik, ek is jammer dat ek so vreeslik nuuskierig is. Die eensame berge, né? Ai, mevrou, weet jy, ek kan nie vir u sê wanneer ek laas 'n regte bord kos geëet het nie. Ek sies toe, dit lyk my ek kom maar min by die huis of hoe. Regtig, prospekteerders is maar die heeltyd iewers aan die soek. Maar ek moet vir u sê, daar is in elk geval niemand by die huis wat vir my kan kook nie. Ek is jammer om dit te hoor. Dis wonderlik om 'n familie te sien wat so gelukkig is soos u se. Hoor hier, my skat. Wat sê jy daarvan dat ons vir die meneer vra dat hy hier by ons bly terwyl hy in die omgewing hier rondwerk? Wonderlik, jy weet hoe hou ek daarvan om kuiermense te hê. Dis gaaf van u en ek wens ek kon hier bly, maar ek sal ongelukkig maar so vinnig as moontlik weer moet verder gaan. Die werk wag. Ek moet môreoggend vroeg weer vertrek. Maar ongelukkig het die prospekteerder daardie nag baie siek geword. Hy het 'n hoë koors ontwikkel. Ekskuus tog vir al hierdie moeite. Nee, wat ons help jou graag, meneer. Ek wil net graag die koors laat breek. En toe, mama, hoe gaan dit met hom nou, hè? Ai, ou man, sy koers is nog baie hoog. Hy sal maar net moet bly totdat hy beter is, of? Hy sal ja. Hy het vir 'n volle 3 dae niks geëet nie, weet jy. Hy sal sekerlik te swak wees om enige werk te kan doen. Ja, nee, wat, hy is nie nou sterk genoeg om te werk nie. Ek moet kyk of ek vir hom boeke oor goud of iets kan kry om te lees. Ek moet regtig vir die prospekteerder vra om my te vertel hoe mens goud kry, terwyl hy nou hier is. Ek weet daarom nie of 'n ou sommer so vinnig leer hoe om goud te kry nie. Ek dink dit vat nogal lank. Ja, maar ek's baie slim. Hoor 'n bietjie, Moomin. Wat is dit? Die prospekteerder het gesê hier is nie goud in die Moevallei nie, nee. Dis wat hy vir pappa gesê het. Ja, miskien is dit nie waar nie. Hoekom sê jy so? Maar waar is julle koppe? As ek goud iewers kry, gaan ek mos nie vir die hele wêreld daarvan vertel nie. Kom aan, my, jy maak altyd asof almal skelm is. Ek moet sê, ek stem saam met my. Dink net 'n bietjie terug aan nou die dag toe ons hom daar in die berg gekry het, julle. Hy het gelukkig gelyk. Ek seker hy het iets gekry. Nee, ek dink my is reg. Snifsnaf, waar was hy presies toe julle die dag op hom afgekom het, hè? Nie vir my sê jy dink snifsnaf en my is reg. Ek dink net ons moet seker maak dat hier nie goud in ons berge is nie. Voor 'n spul vreemde mense hier kom rondkrap in die hele Moevallei opmors met 'n goudstorm loop. Ek dink dit sou wonderlik wees. Oh, jy het wakker geword. Hoe lyk dit? Hoe voel jy nou? Ek weet nie eintlik nie. Maar ek is baie bly om te sien jy lyk sommer baie beter. Kan ek nie dadelik vir iets bring om te drink nie? Nee, wat baie dankie. Ek dink dit sal vir jou goed wees om iets te eet of te drink. Ek weet Jan, jy's baie vriendelik, maar ek voel nie op die oomblik sterk genoeg om iets te eet of drink nie. Wat gaan aan? Hoeveel dae lê ek nou al hier by julle? Dit is nou al 'n hele week dat jy so siek is. 'n Volle week al. Maar as dit die geval is, wat dan, my vriend? Miskien moet ek tog maar probeer om iets te drink. 'n Bietjie gesonde sap. En van daardie oomblik af het die prospekteerder begin beter raak. En 'n week later was hy gesond genoeg om rustig deur Moevallei te kon stap. Teen daardie tyd het almal in Moevallei al gehoor van die beroemde prospekteerder wat goud daar by hulle kom soek het. Julle het my so vreeslik goed opgepas. Mag ek julle bedank hiermee? Dis ongelukkig al wat ek by my het.
Dit is 'n stukkie van die eerste gouders wat ek ooit gevind het. Dit is 'n baie goeie fonds gewees. So interessant en het jy dit sowaar al die jare gebeer? Ja, want dit was my gelukbringer. Wat is nou al soveel jare later dat ek seker is dat ek dit nie regtig meer so nodig het nie. Vat dit asseblief vir julle. Vreeslik dankie. Ek gaan dit op 'n baie spesiale plekkie bære. Ek gaan dit op pappa se skryfwerk sit. O nee, dis te deftig. En dit wil ek ook vir julle gee. Dit lyk vir my soos 'n kaart. Ja, hulle sê dis 'n beroemde seerower se kaart. Dit wys glo waar hy sy skatte begrawe het. Sy skatte, so waar, né? So sê hulle. Ja, maar ek moet sê vir my lyk dit na 'n vervalsing. Ai, kyk julle. Vir my lyk dit dan vreeslik baie na Moevallei daai, hoor. Ja, dit is glo Moevallei. Daar's die skeur, sien julle? Daai rots ken ek baie goed. Laat ek ook sien. Ja, ek ken hom ook. En julle raak nou te opgewonde. Soos ek vir julle vroeër gesê het, ek is baie seker dis 'n vervalsing die. Kyk mooi en julle sal sien dis moderne papier. En die skrif is ook modern. Nee, wat ek dink nie die ding beteken enigiets nie. Ek gee dit maar net vir julle oor dit van Moevallei is. Dankie, ons waardeer dit. Maar as jy nie omgee nie, wil ek jou net sê, ons gaan in elk geval die skat soek. O, gaan soek as julle wil, maar besef net dat julle dalk julle hele lewe lank gaan soek. Mag ek iets vra? Natuurlik mag jy. Jy het self al daardie seerower se skat gesoek of hoe, hè? Ek? Onthou jy die rots wat jy geklim het op pad na die eensame berge toe? Ja, ek onthou dit baie goed. En onthou jy seker ook die groot skeer wat in daai rots was? Nee, wat as daar 'n groot skeer in daardie rots was, onthou ek dit so waar nie. Nou maar goed, dan het jy dit vergeet. Maar in elk geval, die rots met die skeer in wat hier op die kaart geteken is een wat baie nader aan die see is. Is ek reg, Moomin? Ja, myne, ek dink ook dis hier na aan die strand. Haai, is daar nog so 'n rots? Waaroor raak jy nou so opgewonde? Ek? Nee, ek raak nie opgewonde nie. Ek is maar net verbaas, dis al. Die volgende oggend het die prospekteerder toe vertrek uit Moevallei uit. Ons gaan nou daai skat soek, nee. Natuurlik gaan ons hom soek, my seun. Gaan mamma saam. Maar natuurlik, my kind is gesond om partykeer lawwe goeders te doen. Dis nie 'n lawwe ding die nie, mamma. Daar is oralster skatte begrawe. En die kaart lyk vir my baie oud. En ek dink my is reg, pappa. Die prospekteerder het self ook daarna gesoek. Nou ja, voorwaarts, kom ons gaan soek. Toe maar, niemand het ons nog gesien nie, kom maar. Hou net julle koppe laag. Kom moet ons sorg dat niemand ons sien nie. As 'n mens skatte gaan soek, doen jy dit in die geheim. Daar is Bobo daarvoor. Neem gou skuiling almal. Julle kan maar uitkom. Ek weet julle kruip almal vir my weg. Wat ek weer sien? Ek dink dis hy. Dit moet hy wees. Goed julle, kom ons spring aan die werk. He? Daar's nog 'n rots met 'n skeer in. Ja, ek het hom gesien, maar hy lyk vir my te klein. Ek is baie seker dat dit die ene is. Nou, wat moet ons nou doen nou, man? Ons moet nou daai afstand begin aftree. 39 tree oos. Is jy seker dis 39 tree en nie 39 meter nie? Ja, dit moet altyd tree wees. Selfs as ons dit doen. Ons het sulke kort beentjies. Nee, dis nie waar nie. Ons liggame is 'n bietjie langer, dis al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 88, 89. Ek is al klaar, 112. Pas op. Ons is al verby 39, julle ouens. Ons is nie vreeslik ver verby nie. Ek trek al by 90. Dis maklik, ons loop net 'n paar tree agteruit.
Ons weet almal ek is die leier. En ek sê weer, dit is 39 tree hier en nêrens anderster nie. Geen teken van 'n skat nie. Gaan ons dit kry? Natuurlik gaan ons dit kry. Ons moet net aanhou. Moment, jy vergeet die prospekteerder het gesê die kaart is 'n vervalsing. Hy het gejok. Iemand anders moet nou kap, ek is nou kapot. Dis eers 'n bietjie, papa. Dit is harde werk om goud te soek. Dit is ja, maar as jy die skat gekry het, is dit als die moeite werd. Hoorie, papa, sien nou maar net dit was 39 meter. Kom ons gaan soek 'n bietjie verder af. Kom ons gaan kyk, dalk is jy reg. Hulle sou nie so hard gewerk het as hulle 'n put moes grawe nie. Ja, maar ek is bang dit moet pappa sy rug daar gaan seermaak. Enige aap kan sien dat die dinge vervalsing is. Nonsens, man, ons moet net aanhou om in sirkels te grawe. Gaan julle môre ook grawe? Natuurlik, wat dink jy? Ek gaan ook kom, dis lekker om te sien hoe hard jou spul werk. Ai! Ai! Nou toe, Riley, kom hier aan. Hy sal met graag help. Skaam julle, julle het my aspres by die huis gelos. Is nie snif, ons het dit nie as prins gedoen nie. Jy weet goed ek wil ook 'n goudmyn hê. Goud. Maar ons soek nie na goud Moenie vir my jok nie, Moemen. Almal in die vallei weet dat die prospekteerder vir julle vertel het waar jy 'n goudmyn kan maak. Is dit regtig waar? Ja, dis waar. Maar ons soek nie na goud. Is julle soek goud? Jy's verkeerd. Glo my tog nou, snif. Wat gaan daar aan met julle, hè? Jy praat te veel, jy gaan nooit die skat kry nie. Kan jy dit glo? En toe grawe julle dit so waar in die vallei op. Nee, ek wens ons het. Ons het daai stuk by die prospekteerder gekry. Die prospekteerder het dit hier uitgegrawe en nou soek julle verder om te sien of julle nog kan kry. Ai, dokter Witels, dis ook nie waar nie. Maar almal hier in die vallei weet al daarvan. Almal weet dat julle self probeer om goud te kry. Wel, ek beloof jou, almal is verkeerd. Dis wat julle sê, ja. Maar ek moet sê dit bly wonderlik dat 'n man nou goud so na aan jou eie huis kan vind, hè? Ai, tog, dokter Witels. Hi, môre. Goeiemôre, Moemen. Môre, snif. Ek gaan grawe tot die son vanaand sak. Ai, tog, snif. Is jy seker jy verstaan wat ek gisteraand vir jou gesê het? Ek verstaan natuurlik. Julle soek nie goud wat in rotse is nie, julle soek goud wat in 'n skatkis is. Ja, maar moenie vergeet nie, ons weet nie regtig of daar wel 'n skat hier rond is nie, né? O ja. Toe maar wat dan soek ons maar gewone goud. Kan enige iemand so dom soos hy wees? Kyk, daar's mevrou Punt in die wind hulle op. Papa, ons moet begin grawe voor iemand anders die skat voor ons opgrawe. Jy's reg, my kind. Moe, papa. Kan jy asseblief my sê of daar goud is op die plek waar ek en my kinders nou soek? Al wat ek vir jou kan sê is daar is nie goud in die Moevallei nie. Nou, maar as daar nie goud is nie, vir wat grawe julle dan? Wel, ons grawe omdat ons wil probeer fiks word. Dis 'n simpel ou verskoningie. Maar toe maar. Ek en my kinders gaan aanhou tot ons goud kry. Kinders, vir wat staan julle so? Kom aan, grawe, ons mag nie rus nie. Kan jy dit glo? Wat ek heeltyd wonder is, wat gaan gebeur as ons regtig die skat kry? Wat is dit, Moemen? Ek het hom nie hards geraak. Wonderlik, dan moet ons gereedskap wegsit en verder met die handgrawe, hoor? Moepapa hulle het vir 'n volle week so gegrawe. Maar dit was 'n klip. Van 'n skat was daar geen sprake nie.
Die prospekteerder was heeltemal reg. Daar was nie goud nie. Hoewel hulle 'n bietjie goud in 'n rivier gekry het wat van 'n ander plek af soontoe gespoel het. Almal het hulle goed net so gelos en opgehou om in die grond te grawe en in die rivier gaan goud soek. Almal behalwe Moepapa en sy span. Dis darem maar baie min goud wat hulle daar kry, ou man. Ja, maar hulle is tevrede. Is jy teleurgestel oor ons niks gekry het nie? Ag nee, wat, dit was baie 'n goeie oefening. Kyk net hoe sleg lyk dit nou hier waar ons so gegrawe het. Ja, kyk net. Ons sal dit moet netjies maak, julle. Ek sien julle daarmee kan help, hoor. Ja, ek sal ook help. Weet julle wat? Weet ons wat, mamma? Dokter Wetals, lyk dit nie vir jou nou 'n goeie plek vir die nuwe blomtuin wat jy wou gehad het nie? Hoe bedoel jy, mamma? Jy wil mos 'n nuwe blomtuin hê. Kan jy dink hoe lank dit sou vat om so groot plek om te spit? En kyk nou net hoe groot stuk is heerlik diep omgespit. Jy's vraggies reg. Dis groot en is lekker naby aan my huis. En die rivier is naby. Dis 'n uitstekende idee. Hy weet julle, ons kan dit so oor die goue skatkustuin noem. Wonderlik. Sal ons dan maar dadelik begin netjies maak. Dit was regtig 'n goeie plek vir 'n tuin en dokter Wetals was baie gelukkig. My skatkustuin. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moeman. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moeman. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie, ons speelblik as paai, klein Moeman.